Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. So Shea Homestead began round about COVID, so 2020, when everything was shut down and we were stuck here in our plot, or on our plot. And my husband and I just sort of looked around and we said, well, we've got all this land, we've got to do something with it. Ons het begin, baie klein skaal begin, eers met die gedagte dat net, ons produseer net vir onsself, maar ons het baie vinnig agtergekom dat jy baie vinnig meer produseer as wat jy actually self gebruik. Om dit kommersieel ook reg te maak, dat ons nie te veel geld uitgee, het ons besluit ons moet groter gaan. Dus ons die groter systeem begin het, sodat ons ook meer kan die gemeenskap gaan verkoop. Ons het met aquaponika kan ons regtig op 'n baie klein skaal, baie hoë kwaliteit groente produseer. En ons kan ook groente produseer, buite seisoen, wanneer ander boere sukkel met hulle slaai, omdat dit te koud is, sukkel ons nie so baie met aquaponika nie. Jy weet, ons het nie eintlik enige van daai probleme nie. Ons het ons koeie hierso, ons het ons hoenders, ons het ons varke, maar ons het ook, wat ons nou besig is nog om te ontwikkel, is 'n vaddersisteem waar ons eintlik vir al ons diere hierso deur die aquaponiese sisteem die kos self te produseer, sodat ons heeltemal onafhanklik is van enigiemand wat van buite, sodat ons eintlik niks hoef in te koop vir ons diere nie. Maar ons droom is om bietjie groter te raak, en 'n groot ding vir ons wat ons ook gesien het deur ons vriende en so voort, soos die ekotourisme, is daar so baie mense wat net wil sien hoe dit aangaan. So ons gaan met skole ook begin praat, dat skole gaan verbykom en dan net kan sien waaroor gaan aquaponika. Jy weet, hoe word koeie gemelk, hoenders, waar kom die eiers vandaan, al daai tipe van goeder. So ons is hier in die stad, so vir ons is dit net ietsie waar, jy weet, almal kan net weet waar hulle kos vandaan kom en dat ons, jy weet, meer kennis vir mense kan gee en vir kinders. It's not just a lifestyle, it's also an educational part for our children and their friends. They love coming here, and always they want to go feed the cows or do something here, because it's like coming to a little farm in the city. And it's a beautiful experience for us to share with friends and family and also live it. Dis vir my die wonderlikste ding as mense in die oggend wakker word en my klein seentjie sê nee, hy gaan nou saam met Jonas die koeie melk, en dan stap hy hier uit en dan gaan melk hy saam met Jonas, en dis die lekkerste ding, en dan kom hy na die tyd, hy's baie lief vir melk, so hy drink dan sy hele koppie melk net so uit. Every day. Ja, elke dag drink hy sy melk, en ek dink dit is net die wonderlike ding wat ons probeer vir ons kinders ook gee, 'n goeie stadlewe, maar jy weet, maar in dieselfde tyd daai plaaslike plattelandse lewe wat mense ook verstrewe. I think the biggest challenge, of course, is starting up. You need infrastructure. You need to have capital to begin certain of the things. Like with the aquaponics, you need a certain amount to invest in the greenhouse, the pumps, the seeds, you know. So that is, of course, one of the things. You need to decide if you want to do it, then you need to put money aside or have money aside or get a loan to begin with such a project. So ek dink een van die groot dinge wat mense ook moet onthou is, dit moeilik om altyd 'n mark te vind vir jou produkte wat jy verkoop. Want jy produseer spesifieke goeders op spesifieke tye, en dan het jy 'n groot aantal, sê nou, van as jy spinasie aangeplant het, jy op een slag het jy baie spinasie, en as klein boere is dit baie keer moeilik om net 'n mark te vind. Jy moet met kleiner handelaars gaan praat. Ons het 'n niche produk, so vir ons is dit baie keer ons produkte is baie goed, maar om dit altyd te verkoop teen die prys wat jy actually graag wil hê, is baie keer moeilik. Want dit is baie keer goedkoper om grootskaal kommersieel aan te koop, maar jy weet, organiese groente en sovoorts kry jy nie altyd dit uit wat jy eintlik veronderstel is om uit te kry nie. So ek dink dis 'n groot ding wat ons mee om ons produkte te bemark. Ons het daar 'n paar avenues wat ons gebruik.
Maar ek dink dit is 'n groot ding vir as jy klein begin, moet jy eers jy moet die verhoudings bou. Ek dink dit is 'n groot ding in boerdery. So yeah, we have challenges, but luckily we have a community we can turn to help us with those challenges. Same people that went through all the same difficulties, and they tell us, okay, this is what you can do in this case, or this is where you go, this is who you phone. And that makes it easier. But indeed, building connections is very important, networking where you can. Doing your research is another thing, knowing what you're getting yourself into and knowing that you can't just stop when things get difficult. You learn from it, you overcome it, and the next thing you're succeeding. So one must just continue and learn and grow. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.